Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Eksodus 36 doen. Kom ons maak ons wat ons vra vir Here om vir ons die woord oop te maak. God, ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien. Hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. So moet dan Besaleel en Oholiab en elkeen wat kunsvaardig is, in wie die Here wysheid en verstand gegee het, om met kennis al die werk tot vervaardiging van die heiligdom te verrig, dit maak net soos die Here beveel het. En Moses het Besaleel en Oholiab geroep en elkeen wat kunsvaardig was, in wie se hart die Here wysheid gegee het, elkeen wie se hart hom opgewek het, om aan die werk te gaan om dit klaar te maak. En hulle het voor die oë van Moses ontvang al die offergawes wat die kinders van Israel vir die verrigtinge van die werk, by die vervaardiging van die heiligdom gebring het. Maar hulle het vir hom nog elke môre vrywillige offergawes gebring. Toe het al die kunsvaardige manne wat met al die werk by die heiligdom besig was, man vir man, van die werk afgekom waar hulle mee besig was, en hulle het met Moses gespreek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk, waarvan die Here die vervaardiging beveel het. Daarop het Moses bevel gegee, en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan, en gesê, laat geen man of vrou verder enige werksaamheid verrig in verband met die offergawe vir die heiligdom nie. Toe die volk opgehou om te bring, want die boustof was vir hulle genoeg om die hele werk tot stand te bring, ja, daar het oorgebly. So het dan almal wat kunsvaardig was onder die werksmense, die tabernakel uit 10 tentdoeke vervaardig, uit fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, met gerips, as kunstige werk het hy dit gemaak. Die lengte van die tentdoek was 28 L en die breedte van elke tentdoek 4 L. Al die tentdoeke het een maat gehad. En hy het 5 van die tentdoeke aan mekaar gewerk, die een na die ander, en weer 5 tentdoeke het aan mekaar gewerk, die een na die ander. En hy het lissies van persstof gemaak aan die soem van die buitenste tentdoek van die een stel, so het hy dit gemaak aan die soem van die laaste tentdoek van die tweede stel. 50 lissies het hy gemaak aan die een tentdoek en 50 lissies het hy gemaak aan die rand van die tentdoek wat aan die tweede stel behoort het. Die lissies was die een teenoor die ander. Hy het ook 50 goue hakkies gemaak en die tentdoeke saamgevoeg, die een na die ander met die hakkies sodat die tabernakel een geheel was. Verder het hy die doeke van bokhaar gemaak as 'n tentseil oor die tabernakel. 11 tentdoeke het hy dit gemaak. Die lengte van elke tentdoek was 30 L en die breedte van elke tentdoek 4 L. En die 11 tentdoeke het een maat gehad. En hy het 5 van die tentdoeke besonders aan mekaar gewerk en 6 van die tentdoeke besonders. En hy het 50 lissies gemaak aan die soem van die laaste tentdoek van die een stel en 50 lissies het hy gemaak aan die soem van die laaste tentdoek van die tweede stel. Hy het ook 50 koperhakkies gemaak om die tent saam te voeg, sodat dit een geheel was. Ook het hy vir die tent 'n dekkleed van rooi geverfde ramsvelle gemaak en daarbo oor 'n dekkleed van robbevelle. Hy het ook vir die tabernakel die regsopstaande style van akasiëhout gemaak. Die lengte van die stel was 10 L en 1,5 L die breedte van elke stel. Elke stel het 2 tappe gehad wat met mekaar verbind was. So het hy dit gemaak vir al die style van die tabernakel. En hy het die style vir die tabernakel gemaak, 20 style aan die suidekant na die suide toe. Hy het 40 silwer voetstukke onder die 20 style gemaak, 2 voetstukke onder die een stel vir sy 2 tappe en 2 voetstukke onder die ander stel vir sy 2 tappe. Hy het ook vir die ander sykant van die tabernakel aan die noorde kant 20 style gemaak, met hulle 40 silwer voetstukke en 2 voetstukke onder die een stel en 2 voetstukke onder die ander stel.
En vir die agterkant van die tabernakel teen die weste het hy 6 style gemaak. Ook het hy 2 style vir die hoeke van die tabernakel aan die agterkant gemaak. En hulle was dubbel van onder en net so was hulle bo dubbel tot by die eerste ring. So het hy dit gemaak vir al twee vir die 2 hoeke. So was daar dan 8 style met hulle silwer voetstukke, 16 voetstukke, 2 voetstukke onder elke styl. Hy het ook dwarshoute van akasiëhout gemaak, 5 vir die style van die een sykant van die tabernakel en dwarshoute vir die style van die ander kant, sykant van die tabernakel. Ook 5 dwarshoute vir die style van die agterkant van die tabernakel teen die weste. En hy het die middelste dwarshout gemaak om oordwars te loop in die middel van die style van die een end na die ander. En hy het die style met goud oorgetrek en hulle ringe as plekke vir die dwarshoute het hy van goud gemaak. Die dwarshoute het hy ook met goud oortrek. Verder het hy die voorhangsel gemaak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk het hy dit gemaak met gerips. En hy het 4 pilare van akasiëhout daarvoor gemaak en dit met goud oortrek. Hulle kramme was ook goud en hy het daarvoor 4 silwer voetstukke gegiet. Hy het ook vir die ingang van die tent 'n bedekking gemaak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne veelkleurige werk. En die 5 pilare wat daarby behoort met hulle kramme en hy het hulle toppe en ringe met goud oortrek. En hulle 5 voetstukke was van koper. Dis die einde van Exodus 36, so basically gaan dit net oor die beskrywing van die tabernakel wat hulle maak. Tot die volgende video.